Baie hartlik welkom, liewe gemeente, liewe vriende. Ek wil so een en ander gedagte met u deel oor die doop, want dis iets wat maar van tyd tot tyd ter sprake kom by mense en mense daaroor wonder. So ek begin om vir u saam te lees uit Genesis 15. Genesis 15. Die Here het vir Abraham gesê, ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs laat wegtrek het om die land aan jou te gee as besitting. Maar Abraham vroeg, hoe sal ek weet dat ek dit sal besit, Here my God? Toe beveel die Here hom, bring vir my 'n verse bok en 'n skaapram, almal 3 jaar oud, en 'n tortelduif en 'n jong duif. En Abraham het dit alles vir die Here gebring en dit middeldeur gesny. Nou wat daarna gebeur het, hy het dit middeldeur gesny en hy daardeur gestap aanhoudend, maar die slaap het hom oorval, het eenvoudig moeg geword. En dis tipies van dit, jy kan nie met God negotiate nie, onderhandel nie. Jy gaan moeg word, want God het op 'n tyd gekom toe Abraham aan die slaap is, en toe sluit hy met hom ooreenkoms, 'n verbond. Genesis 17 sien ons weer, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dis 'n blywende verbond. Ek sal vir jou God wees, en vir jou nageslag, en vir jou kinders. Ek gee aan jou en jou nageslag die land waar jy as vreemdeling woon, as 'n blywende besitting. Verder het God vir Abraham gesê, jy moet jou verbond nakom, jy en jou nageslag en al hulle geslagte. Dis my verbond wat moet geld vir jou en jou nageslag. Elke lid van die manlike geslag onder julle moet besny word. Nou, mans en seentjies is destyds besny omdat die man in tel was, en nie die vrou nie. Maar daar is bewyse van vrouens wat ook besny is. Kom ons gaan dan na Romeine toe. Ek sal Matteus 3 vers 15 ook aanhaal in die preek, maar Romeine 6 vers 4, deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Maar is deur die doop, dat ons saam met hom in sy dood begrawe is, saam met hom opgestaan het, die doop. Kolossense 2, deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur. Deurdat julle toe saam met hom begrawe is, in die doop. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. So daar's ongeveer 3 dinge wat baie keer ter sprake kom, wanneer mense praat oor die doop, en wanneer dit ter sprake kom. Die eerste ding is, hulle sê, man, toe ek destyds gedoop is as kindjie, hoor ek by my ma, ek kan dit nie onthou nie, en ek weet nie daarvan nie. So ek wil myself graag laat oordoop, of herdoop. Die tweede ding wat mense sê is, ja, maar nou het ek 'n geloofservaring gehad, en 'n vernuwing in my verhouding met die Here, wat mens verstaan, en daarom wil ek nou graag maar gedoop word. Dan vat die mense en kerke, vat dan die doop as teken, dat hulle dan oorgedoop, hergedoop mag word. En die derde ding, moet ek nou besprinkel word, of onderdompel word? Nou kom ons begin met die derde een, want dit is die heel maklikste. As jy kyk in die apokriewe boeke, wat hier, die Didache spesifiek, hier in 120 na Christus, dan lees ons dat mense besprinkel is. Ons lees ook dat mense veral besprinkel is in die gedeeltes van Turkye en Griekeland en ander gedeelte in Klein-Asië. Ons lees van mense wat nie diep in die water gestaan het, en dan kan jy tog nie onderdompel word nie, dan is jy besprinkel. Ons lees van doopfonte, en daar's foto's daarvan.
So, dit lyk vir my die ouens is destyds besprinkel. Maar waarskynlik ook soos by ons vanweë praktiese redes. Ons sê in die gereformeerde kerke, besprinkeling of onderdompeling met water. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis die belangrike punt. So om praktiese redes onderdompel ons nie mense nie. Ons besprinkel. So dit is 'n ding waaroor ons nie verder hoef te argumenteer nie. Dis uitgedaan en verby. Ek weet die Pinksterkerke staan sterk daarop dat jy onderdompel moet word. Daar is geen verskil nie. Die punt is, dit moet plaasvind in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En onthou nou, dat die doop wat plaasgevind het, baie keer wat ons van lees in die Nuwe Testament, was van mense wat nog nooit voorheen gedoop is nie. Nergens is daar 'n teks in die Nuwe Testament wat sê mense is oorgedoop of herdoop nie. Nergens. 'n Baie belangrike ding wat ek vir julle wil verduidelik is dat as ons kyk hier in Genesis na die verbond, in die Ou Testament was daar twee soorte verbonde, of kom ons sê testamente of ooreenkomste. Daar's eerstens 'n ooreenkoms wat bestaan het tussen mense, soos in Rigter 6 tussen Josua en die Gibeoniete, waar hulle om 'n tafel as te ware gesit het en op 'n gelyke vlak onderhandel het, negotiate het. En daarmee het hulle gesê, weet jy wat, ons kom ooreen dat ons dit en dat gaan doen. Dis soos wanneer ek en jy 'n besigheid wil begin. Jy gee 1000 en ek gee 1000 en ons kom ooreen, dis die voorwaardes en dis hoe ons gaan werk, maar dis wanneer ons op 'n gelyke vlak met mekaar onderhandel. En dan word 'n aparte woordjie in Hebreëus gebruik vir dit, naamlik soentuige. Soentuige. Dan is daar 'n ander ooreenkoms of testament of verbond wat gesluit word tussen God en die mens, waarvan ons gelees het in Genesis 15 en 17. Dis 'n ooreenkoms, aparte woordjie weer daarvoor, diatuige. Dis 'n ooreenkoms wat gesluit word tussen God en die mens. Dis 'n eensydige ooreenkoms. Jy kan nie met God om 'n tafel gaan sit en onderhandel nie. God kom na jou toe, soos na Abraham toe. En hy sê, ek sal jou vader wees, en jy sal my kind wees, van nou af tot in ewigheid. En dis presies wat by die doop gebeur. By die doop roep ons die drie-enige God teenwoordig, en dat God dan as te ware aan die kind sê, ek sal jou vader wees, van nou af tot in ewigheid. En jy sal my kind wees, van nou af tot in ewigheid. En God sal sy woord nie verbreek nie. Dis soos wat Jesus in Matteus 18 die kindertjies na hom te roep, en dan wil die disippels moes nou keer dat die kindertjies nader kom, want kindertjies was nie in tel nie. Hulle was nie in tel nie. Eers as hulle 12 jaar oud is en hulle het bar mitzwa afgelê en so aan, dan is hulle ingelyf in die geloofsgemeenskap. Maar Jesus stel die kindertjies op sy skoot en as die disippels beswaar maak, dan sê hy, verhinder hulle nie, want aan die sulkes behoort die koninkryk van die hemel. So Jesus aanvaar 'n kindjie eensydig van sy kant af, voor daai kind eintlik nog iets kan bely of sê of onderneem of wat ook al. En dit noem jy genade. Dis onverdiende guns alleen. Nou sê mense, ja, maar Johannes het groot gedoop. En ons lees daarvan in die evangelie van Johannes. Maar mense, Johannes en baie van die ouens daarna wat gedoop het mense gedoop wat nog nooit voorheen gedoop is nie. So as Johannes daar besig is by die Jordaanrivier om mense te doop, en waarskynlik het hulle onderdompel, dan was dit mense wat nog nooit voorheen geglo het of gedoop is nie.
Ek het nou nog gesê, daar is nergens 'n teks in die Nuwe Testament wat jy sal kry wat mense oorgedoop is nie. Interessante ding is dan, dat Jesus dan as groot mens gedoop word. Hy was ongeveer 29, 30 jaar oud. En Johannes wou hom nie doop nie. Onthou jy, net voor dit het Johannes se oë skielik oopgegaan, die skil het van sy oë afgegaan, en hy het nooit geweet dat hierdie neef van hom, Jesus, eintlik die Messias is nie. En toe skielik, toe sê hy, daar's die lam van God wat die sondes van die wêreld gaan wegneem. Toe kom Jesus na hom, toe Jesus sê vir hom, doop my. Hy sê nee, hy doop net onbekeerde mense wat nou tot bekering gekom het. En Jesus is tog nie voorheen onbekeerd gewees nie. Hy het as bekeerde mens die wêreld ingekom, as seun van God. Maar Jesus dring daarop aan. En 'n teks wat ons daarvoor kry is Matteus 3 vers 15, wat Jesus sê, maar is die wil van God, Johannes, dat jy my moet doop. Dis die wil van God. En dan doop Johannes vir Jesus. Hoekom? Omdat Jesus hom wil vereenselwig, kompleet wil vereenselwig met die sondige mensdom. Hoor mooi wat ek sê. En vir hierdie sondige mensdom het hy kom sterf aan die kruis. Jy moet onthou, met die doop van Jesus het Johannes hulle teruggekyk na die verbond met Abraham, daai ooreenkoms. En toe is Jesus gedoop op grond van daai verbond en ooreenkoms. Ons kyk terug na die opstanding van Jesus en vooruit na die wederkoms van Jesus. So ons het iets anders te waarna ons kyk. Ons kyk terug en vooruit, maar na die opstanding en die wederkoms. Hulle het gekyk na die verbond en die sterwe en die opstanding van Jesus, wat nog sal moet plaasvind. Nou sê ander mense, ja, maar wat van die inseëning? Dit klink vir ons nou 'n goeie ding. Die inseëning, mense, is nie 'n sakrament nie. Daar word nie kindertjies ingeseën in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Dis nie 'n sakrament nie. Dis nie 'n ding waar die drie-enige God teenwoordig geroep word nie. Daar's nêrens in die Nuwe Testament sprake van inseëning nie. Nêrens nie. So die bekeringsdoop het ek al aangeraak, wat Pinksterkerke sê, mense moet tot geloof kom, en groot mense glo, jy weet, en dan word ek nou gedoop, en dan, daar's baie voorbeelde. Maar die interessante ding wat ek net wil vir julle sê is, interessant dat Paulus uiteindelik nie die doop van Johannes erken nie. Want in Handelinge 19 van vers 6, en daar's ander gedeeltes ook, doop Paulus die mense weer wat Johannes gedoop het. So Johannes se doop was iets anders te gewees. Dit was 'n bekeringsdoop waarskynlik. Paulus doop die mense om ingelyf te word in die verbond, in die geloofsgemeenskap. En hy doop nie mense wat voorheen gedoop is nie. Nooit. Kerke wat oordoop, verwerp met ander woorde die kinderdoop. Sal tog saamstem. Verwerp daarmee die sakrament wat bedien is. Verwerp daarmee die teenwoordigheid wat daar was by my as kind van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Want toe ek gedoop is, het die dominee mens gesê, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hulle drie is getuie. Nou ewe skielik kom jy en sê, nee wat, ek kan hom nie onthou nie, so hulle kan seker maar ook nie onthou nie. En dis 'n bietjie lelik gesê. Maar dis inderdaad wat gebeur. So, dit was totaal geheel en al iets anderste. Die doop van Jesus as groot mens was ook heeltemal iets anderste. Jy kan nie daarop staan nie. So, wat sê ons eintlik? Wat beteken die doop? Die doop beteken in die eerste plek
Jy word gedoop in die naam van 'n drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Hy is as getuie geroep by my doop, en hy het gesê, ek sal jou pa wees, en jy is my kind. Jy kan dit nie ongedaan maak nie. Al sou jy nie kan onthou nie, omdat jou geheue te sleg is en jy te klein was, God sal nie vergeet nie. Die tweede ding is, moet jy ook weet, Jesus in Matteus 28 vers 19, gaan doop hulle, gemaak disippels van al die nasies, en doop hulle in naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Dis wat jy ontvang met die doop. Jy ontvang die drie-eenheid se teenwoordigheid, jy ontvang die Heilige Gees se inwerking, sê Paulus in Kolossense. Jy word herinner met die doop, dat Jesus gesterf, begrawe en opgestaan het met die doop. Die interessante ding is, destyds, het hulle nie eintlik sommer hier in 'n gesin net gedoop, in 'n huis gesit nie, hulle daar buitekant gedoop. Lydia daar by die rivier. Dit sou eintlik goed wees, ja, ons doen dit nou wel in die kerk voor 'n klomp mense, maar dit sal goed wees as jy daar buitekant doen. Dat meer mense kan sien en getuie is van jou en my doop. So, die doop, moet jy weet, roep jy die drie-enige God as getuie, die Heilige Gees se inwerking, jy word ingelyf in 'n geloofsgemeenskap, dis 'n sakrament wat aan jou bedien is, en ek sal toegee, dat ons miskien oorgereageer het in die Rooms-Katolieke Kerk, want ons het aanvanklik 7 sakramente gehad, en nou het ons net 3, of 2. Maar 'n derde sakrament sou eintlik goed wees, waar ons op 'n manier kan sê, weet jy, ek het 'n vernuwing met die Here beleef, en ek sou graag opnuut wil bely dat ek 'n kind van die Here is, en dat ek hom wil volg, en dat ek in 'n verhouding met hom staan. En ek het dit al gedoen, as mense dit sê, dan kniel hulle by die doopvont, met hulle hand in die doopbak, die doopwater, en dan sê hulle opnuut, ek is gedoop, maar Here, ek wil weer vir u sê, ek is u kind, en ek wil as u kind lewe. Help my, dat ek dit kan doen. So toegegee. En ek sê dit omdat mense kom in Israel, dan wil hulle graag by die Jordaan weer gedoop word. Jy hoef nie weer gedoop te word nie. Maar jy kan by die Jordaan waarskynlik gaan staan, met jou hand in die doopwater, en sê, dis waar Here Jesus gedoop is, en ek wil opnuut sê, Here, ek wil u kind wees. Neem my. Wat sing ons? Neem my lewe, laat dit Here u gewy wees meer en meer. Daai ding, dat ons dit kan bely. Miskien sal met u vandag ook maar daarvan iets maak. Gooi vir u maar water in. Jy het nou net doopbak by die huis nie, maar vat nou maar vir die water en sit dit maar in 'n bakkie en kniel daarby en sê, Here, ek is gedoop. Ek wil opnuut sê, deur my doop wil ek my verbind aan u. U is lank al verbind aan my. Die drie-enige God het lank al my aanvaar as sy kind. Maar ek wil opnuut u kind wees. Help my. Ons bid saam. Here, dankie dat u 'n getroue God is wat lewenslank ons Vader wil wees en ons u kinders maak. Seën ons met u teenwoordigheid, u liefde. En help dat ons u sal bely met hart en mond en hande. In Jesus naam. Amen. Ontvang met biddende harte die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het en opgestaan het, en die liefde van God, ons Vader, wat ons by die doop aanvaar het as sy kind, en die Heilige Gees wat in jou en my werk tot herlewing en vernuwing met jou en met my wees. Amen. Mag het 'n mooi dag, 'n mooi week vir elkeen van u wees. Totsiens.